Nou vriende, baie dankie vir die geleentheid dat ek nou weer hier kan optree vanaand. Dit is daarom 'n hele paar jaar sedert ek in 1978 hier uit Pionierspark weg is na Pietersburg toe in Noord-Transvaal. Maar nogtans voel dit nie vir my of ek in 'n vreemde land is nie. Dit is lekker om terug te wees. Nou, Leon is elke nou en dan besig om dienste te reël. Dit is maar hy en Jambo de Villiers daar in Walvis Baai wat verantwoordelik is vir die reël van hierdie besoeke van my. Ek was nou pas in Walvis Baai en toe in Tsumeb en toe in Rundu. Van Rundu af hier na toe gery. So is 'n hele toer deur Namibië gewees. Nou vriende, die hele doel hiervan is kontemporêre prediking. Met ander woorde, die soeklig van die Bybel moet val op die tyd waarin ons nou leef. Ons moet die wêreld waarin ons lewe in die 21ste eeu verstaan. Maar dan moet ons ook profetiese insig hê in dit wat vorentoe gaan gebeur. En daarom is die fokus op die profetiese woord in die Bybel. Nou ons gaan vanaand praat oor die 7 groot feeste van Israel. Môre aand gaan ons praat oor Daniël 2, daardie rots wat die beeld aan sy 10 tone getref het. Wat is daardie 10 tone? Wat besig is om gestalte aan te neem in die wêreld? En wat gaan direk daarna volg? Dit is nogal belangrik vir ons om dit te weet. En dan woensdag aand is ons by Israel. Watter metodes die duiwel gebruik om Israel in sy mag te kry en selfs te probeer vernietig. En dan die laaste aand, donderdag aand, kyk ons na ernstige magsverskywings en beroeringe onder Israel se vyande in die Midde-Ooste. Wat nou daar in Sirië en Egipte en Iran en die plekke gebeur. Ons het ook ander boodskappe op ander plekke gebring, maar dit sal alles op die webtuistes wees en u sal die ander boodskappe ook daar kan lees. Teks boodskappe sowel as klank en video boodskappe. Nou voor ons dan vanaand uit Levitikus 23 gaan lees, kom ons vra net die Here se seën. Ons dank die Here dat ons u woord het en dat die psalme sê dat die opening van u woord gee lig. Dit werp lig op ons tydsomstandighede. Dit wys vir ons eerstens waar ons met u staan, maar dan wys dit ook vir ons die pad vorentoe. Die pad wat ons moet bewandel, waarvan ons nie links of regs moet afwyk nie. En dit wys ook vir ons eindbestemming, sodat ons mense met 'n toekomsverwagting kan wees, mense wat uitsien na die toekoms, wat gereed maak daarvoor, en wat ook gereed sal wees op die dag, wanneer die hemelse basuin blaas. Here, dis daarvoor dat hierdie dienste gehou word, dat die kerk van Christus sal ontwaak tot nuwe toewyding, met 'n nuwe toekomsverwagting, met 'n nuwe oorgawe aan u, met 'n hoër mate van betrokkenheid by u werk op aarde, sodat wanneer u kom, u ons kan besig vind met die werk wat u aan ons opgedra het. Ons vra dit met danksegging in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou vriende, as ons oor die 7 feeste van Israel lees in Levitikus 23, dan sien ons die Here het eintlik hier 'n verlossingsplan vir die hele wêreld uitgewerk. Dis aanvanklik net vir Israel gegee in die Ou Testament, toe het dit net 'n skaduagtige of profetiese betekenis gehad. Met ander woorde, dit was 'n vingerwysing na dit wat iewers in die toekoms sou gebeur. Maar van die oomblik af dat daardie 7 feeste vervul word hulle onmiddellik van wêreldwye belang. Nie net vir Israel nie, maar vir alle nasies. Daarom kom ons direk in die prentjie in, soos wat hierdie feeste vervul word. Nou in Nuwe Testamentiese tye het ons nou die voorreg
dat 4 van hierdie 7 feeste is reeds vervul. Ons is aanskouers van die Here se majesteit. Ons kan sien wat hy gedoen het, en ons weet dat net so letterlik, soos die eerste 4 vervul is, in die tyd rondom die eerste koms van Jesus, so, net so letterlik, sal die laaste 3 feeste vervul word, in die tyd rondom sy tweede koms. Ek wil net ietsie eers dan oor die feeste in die algemeen sê, waar die groot belangstelling in die Joodse feeste en in hulle vervulling vandaan kom. Van die vorige eeu af al, het Christene beginne bewus word van hierdie 7 feeste, maar veral van die 7de een. Die eerste een, die Pasga, wat vervul is in die Paasfees, in die nagmaal, dit ken ons nou baie goed, maar dan veral ook in die 7de een, die Loofhuttefees. Christene het gesien, maar die Jode wat herstel is in Israel, sê dit in 1948, hulle hou die Loofhuttefees, Sukkot, en dit is vir hulle 'n messiaanse fees. Hulle verwag die Messias sal op die Loofhuttefees kom, en hy sal vir Israel uitredding bring, hy sal Israel se koninkryk kom vestig, hy sal die troon van Dawid in Jerusalem kom herstel, hy sal tye van vrede en stabiliteit en goeie verhoudinge onder die nasies bring, en ook tyd van ekonomiese voorspoed vir almal, groot oeste, 'n gemaklike lewe, vrede op aarde, al daardie wonderlike seëninge wat die Here vir die vrederyk beloof het. Maar toe het Christene sedert 1980 gegaan en hulle het gesê, nou maar kyk, as Israel die Loofhuttefees vier, dan het ons ook mos belang daarby. Want Israel se verlosser is ook ons verlosser. Die Messias wat hulle verwag, is mos ook ons Messias. En as hy koning oor Jerusalem en oor Israel sal wees, sal hy ook koning oor die hele wêreld wees, en ons sal ook saam met hom as konings regeer. So kom ons gaan Jerusalem toe, en ons hou 'n Christelike Loofhuttefees. Die Jode erken nie vir Jesus Christus op hulle Loofhuttefees nie, hulle wag nog vir 'n Messias. Hulle weet nie wie dit sal wees nie, hulle wag nog vir hom. Ons weet, die Messias het reeds gekom, hy gaan weer kom, sy naam is Jesus Christus. Maar nou, omdat hulle Jesus Christus nie op hulle fees erken nie, en hulle fees eintlik nie oop is vir ander nasies nie, het die Christene gevoel, kom ons hou ons eie fees daar in Jerusalem. En hulle hou toe in 1980 die fees. Daar was omtrent 1000 Christene uit 20 verskillende lande. En toe die Christene hierdie fees vier in Jerusalem, het hulle nie geweet of hulle aanvaar sal word deur die ortodokse Jode, wat in daardie tyd hulle Loofhuttefees vier, en of hulle dalk gekritiseer en verwerp sou word nie. Maar groot was hulle verbasing toe hulle nou daardie fees vier in Jerusalem, dat die Jode spontaan vir hulle erken het en in groot blydskap gereageer het en vir hulle gesê het, maar ons is so bly dat julle dit nou gedoen het, want ons weet dat nou is die tyd van die Messias se koms baie naby. Want hulle haal toe aan uit Sagaria 14, en jy weet Sagaria 14 word op die Loofhuttefees van die Jode, word die hele hoofstuk gelees. Sagaria 14 sê, en die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat oos van Jerusalem is. Die Messias gaan kom op die Olyfberg. En daar staan in vers 9, hy sal koning wees oor die hele aarde. Vers 12, hy sal al die vyande van Jerusalem, wat teen Jerusalem optrek, verdelg. Hy sal 'n groot oorwinning bring vir Israel, maar dan staan daar in vers 16, en almal wat oorbly, uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die Huttefees te vier. So daar staan dit in Sagaria 14 vers 16, in die tyd na die koms van die Messias, sal al die nasies optrek Jerusalem toe, en hier in Jerusalem die Loofhuttefees vier.
Hulle sê, en hier is julle nou, 1000 Christene uit 20 lande, en julle kom nou die Hittefees vier, so dit is vir ons 'n aanduiding, die koms van die Messias moet naby wees. Die uitredding van Israel ook teen al hierdie vyandige nasies is ook naby. Hulle weet as die Here kom, is dit 'n tyd van groot vyandskap en aanvegtinge, maar ook 'n tyd van uitredding en oorwinning. Dit gaan 'n moeilike tyd wees, maar dit gaan uitloop op 'n wonderlike oorwinning, wanneer die Messias kom en ingryp en die oorwinning bewerk. En toe laat hulle hierdie Christene voor die Israeliese weermag in die Jerusalem March, die mars deur die strate van Jerusalem optrek. 'n ereposisie. En die Christene is toe so oorstel weens hierdie reaksie, toe voel hulle maar, ons het 'n geweldige plig om Israel te ondersteun. Trouwens, dit staan in Genesis 12 vers 3 al. Die Here sê vir Abraham, ek sal seën die wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. Dis wat Abraham se nasate na die vlees betref, die kinders van die 12 stamme van die kinders van Israel. As die Here seën, sal die Here jou ook seën. Toe besluit hierdie Christene, nou maar goed, as ons dan so aanvaarbaar is, as ons dan so welkom is, kom ons stig sommer nou die internasionale Christen ambassade. En hulle stig hom in daar Augustus, September, daai tyd toe die Loofhuttefees in Jerusalem gevier is, rondom daai tyd. Toe stig hulle die internasionale Christen ambassade. En daar was 'n dominee gewees, Johan Boekhoff van die NG Kerk. Hy was van die gemeente Port Elizabeth Sentraal. Hy was in Israel vir verdere nagraadse studies by die Hebreëse Universiteit, juis oor Israel. En terwyl hy met sy studies besig was, toe kom hy agter, maar wag 'n bietjie. Ons is al die tyd verkeerd gewees met vervangingsteologie, om te dink die kerk het Israel vervang. Daar is nie so iets nie. Die Here se verbond met Israel staan nog, en hy het gesê, hy sal hulle terugbring na die land van hulle vaders toe, en hier is hulle terug in die land. Wat twyfel ons nog daaroor? Ons moet die herstel van Israel verkondig, en ons moet Israel ondersteun, dis deel van God se beloftes, dat hulle moet terugkom na hulle land toe, en hy gaan hulle nog hier, alhoewel hulle deur moeilike tye sal gaan, die tyd van benoudheid vir Jakob, gaan 'n oorblyfsel van hulle gered word, en ons moet hulle jaloers maak. Ons moet die evangelie aan hulle verkondig. Ons moet hulle nie vervolg nie. Ons moet nie anti-Joods, antisemities optree soos die vyande van Israel nie. Ons moet 'n ondersteuningsgroep vorm. En hy besluit toe, hy gaan nie terug Port Elizabeth toe nie. Hy bly sommer daar in Jerusalem en hulle kies hom as die direkteur van die internasionale Christen ambassade en hy was dit vir baie jare lank. En daarna is hy ook weer deur 'n Suid-Afrikaner opgevolg. Nou vriende, en toe in die volgende jaar, die 81, toe is daar 3500 Christene uit 35 lande, onder andere 400 uit Suid-Afrika. En dit groei toe verder. Hier rondom die einde van die eeu was dit so iets soos 6000 Christene uit tussen 80 en 96 lande, soms bietjie meer, soms bietjie minder, maar gewoonlik meer as 80 lande van die wêreld. Het daar 6000 pelgrims Jerusalem toe gegaan elke jaar tot nou nog om die Loofhuttefees te vier. Nou vriende, dit het die belangstelling in die feeste van Israel laat opvlam. Baie mense wil toe meer inligting hê oor hierdie feeste, sommige met verkeerde motiewe, ander met regte motiewe. Die wat verkeerde motiewe het, is die wat soos Israel ortodokse fees wil vier. Nie 'n fees waarin Jesus Christus verheerlik word nie. Nie 'n fees waarop hy eintlik genoem word nie. In ander woorde, hulle wil nog daai Ou Testamentiese skade weer aanhang en 'n ortodokse Joodse fees. Inteendeel, baie van hulle wil sommer self Jode word. Hulle noem hulle self Israeliete. Hulle kweek vir hulle lang baarde en hulle leer Hebreëus. En ek verstaan daar's baie van hulle wat sommer Israel toe getrek het ook al, wat nou in groot armoede en ellende daar sit, en wat nie eintlik weet mooi wat om te doen nie, want het is moeilik om Hebreëus te leer, het is moeilik om aanvaar te word in daardie land. As jy 'n boer uit Namibië of Suid-Afrika is, maar jy sê nou nee, ek is 'n Israeliet.
Nou ja, jy sien vriende, en dan plaas hulle self onder die wet. Hulle hou weer die sabbate en al die goed, net soos die ortodokse Jode. Vriende, ons moet Nuwe Testamentiese feeste vier. Ons moet op 'n Christelike manier feeste vier. Dis die regte manier. Nou, as gevolg van hierdie belangstelling in die feeste, het die Christelike uitgewer in Kaapstad, Lux Verbi, my verlede jaar so my maand genade, toe sê hulle wil dringend 'n boek oor die feeste hê, want daar's groot openbare belangstelling, daar's baie vrae wat hieroor gevra word, en dis nou hulle wat hierdie 3 boeke uitgee wat Leon hier genoem het. Die eerste een oor Jesus Christus gaan juis om hierdie nuwe dwaalings, dat Jesus is nie God nie, hy is nie opgestaan uit die dode nie, hy is nie maagdelik gebore nie, om al daai dwaalings te weerlê. En dan die tweede een is die boek oor die 7 feeste. Die derde een is oor heiligmaking. Is maar naaste by die boodskappe wat Andrew Murray in Suid-Afrika gebring het in herlewingstye. Wat mens moet doen om jouself toe te wy en met die Heilige Gees vervul te word en die Here te behaag en 'n verskil te maak. En nie net in jou eie gesin nie, maar ook in jou samelewing daar buite, hoe om oorwinnend en geestelik te kan lewe. So daar kom nou nog 'n 4de en 'n 5de boek ook uit. Ek is dankbaar vir daai geopende deur, dat deur hulle ook dan nou hierdie boeke kan uitgaan wat evangelies is, en waarin ek net die ou vertaling as 'n verwysingsbron gebruik. Vroeger was daar nie 'n moontlikheid vir sulke boeke om gepubliseer te word nie, maar nou het dit wel gebeur. So, die tyd van wonderwerke is nog nie verby nie, vriende. Nou, daarom nou, as jy enigstens belangstel in hierdie 7 feeste kry, dan gerus by daardie boek. Nou, met dit dan as agtergrond, kom ons kyk vinnig na hierdie 7 feeste. Dan sien ons in Levitikus 23 vers 5. In die eerste maand, op die 14de van die maand in die aand, is dit die Pasga van die Here. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. Nou hier sê hy dadelik, dis die feestydde van die Here. Dis nie Israel se feeste nie. God het hierdie feeste ingestel vir Israel om te onderhou, en dit is bestem gewees vir 'n wêreldwye vervulling in die Nuwe Testament. Hy sê wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd, nie enige tyd wat julle wil nie. Daar's 'n bepaalde tyd vir elkeen van die 7 feeste. Met ander woorde, hulle word kronologies gevier en ook kronologies vervul. Van die eerste een tot die 7de een in 'n vaste volgorde. Nie net is hulle in 'n vaste volgorde nie, hulle het ook 'n spesifieke tyd van die jaar wanneer hulle gevier moet word. Gewoonlik is dit deel van Israel se landbouseisoen. Die fees van die eerste vrugte en dan die finale oesfees as die hele oes nou ingesamel is. So dis gekoppel aan die landbouseisoen, maar dit volg 'n bepaalde patroon elke jaar. Hierdie feeste moet elke jaar gevier word. Mense moet reg georiënteer word. Hulle moet die regte toekomsverwagting hê. Hulle moet besef dit is God se heilsplan hierdie vir Israel en die hele wêreld. Nou vriende, een van die kenmerkende eienskappe van hierdie 7 feeste almal is dat hulle almal in Christus vervul word. Dis Christusfeeste. Dis messiaanse feeste. As jy nou Kolossense 2 vers 16 en 17 lees, dan sal jy sien Paulus sê die feeste is 'n skaduwee van toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Die Jode praat van Messias. Die liggaam behoort aan die Messias, aan Christus. So hy sê hierdie feeste van die Ou Testament was net skaduwees, dit was net heenwysings, vingerwysings dat die tyd van die Messias, die liggaam, die konkrete vervulling, die finale gestalte, die substansie daarvan, wanneer dit finaal vervul word, gaan almal in die Messias wees, in Christus. Daarom is dit Christusfeeste al 7. En as mens Christus nie in die vervulling daarvan raak sien nie, dan bly dit 'n hol en leë fees, dit bly 'n blote skaduwee, dit is van nul en geen waarde in Nuwe Testamentiese tye nadat Christus reeds gekom het nie.
Dit was wel 'n voorbereiding vir Israel in Oud-testamentiese tye vir 1500 jaar lank, elke jaar, sedert die uittog uit Egipte, tot met die koms van die Messias, moes hulle dit elke jaar vier. En toe die Messias kom, toe word hulle een na die ander vervul. Toe moes hulle, en dit het ook vir die gelowiges, Christusfeeste geword. En vir die wat nie die Christus aanvaar het, die Messias nie, het dit skadu-agtige Oud-testamentiese feeste gebly tot vandag toe. Op die eerste maand, op die 14de van die maand in die aand, is dit die Pasga van die Here. Die eerste van die maand, vriende, jy kan maar verder in die boek lees oor die Joodse maankalender en dan die godsdienstige kalender, die sekulêre kalender. Dit is heeltemal 'n ander kalender as die kalender wat ons volg, die sonkalender wat ons het. Daarom, as hy hier praat hy van die eerste maand in Israel se godsdienstige kalender, en die eerste maand in hulle godsdienstige kalender is Nisan, dit beteken lente, dis die maand toe hulle uit Egipte verlos is. Jy kan in Eksodus 12 lees, daar sê die Here van nou af, moet hierdie vir julle die eerste maand van die jaar wees. In die sekulêre kalender was dit die 7de maand. Hy sê nee, nou word dit die eerste maand. Dis hoekom hulle 2 kalenders het. Nou op die eerste maand, in die lente maand, toe hulle nou vrygekoop is uit Egipte, daai jaar toe hulle bevry is, op die 14de dag van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here. Nou, die maand in Israel begin met nuwe maan. So 14 dae later is dit dan nou volmaan, en op daai volmaan aand, nou kyk, hulle dae, die aand 6:00, dan gaan dit oor na die volgende dag toe. So aand by hulle is eintlik middag by ons. Sy sê so 9:30 die aand, dan is dit omtrent 3:00 die middag. Hy sê dan moet julle die lam slag, dan is dit die Pasga van die Here. Nou in Egipte moes hulle die lam slag 3:00 die middag op die 14de dag van Nisan. En hulle moes in hulle huise gaan en skuil onder die bloed. Daai nag het die doodsengel verbygekom en hy sê, die Here sê, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Jy sien, hier wys die Here al vir Israel, ek bewerk vir julle 'n reddingsplan wat gebaseer is op bloed. 'n Offerdier se bloed. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. As daar nie bloed aan die deurposte is nie, dan sal die eerstgeborene in die huis sterwe. Nou, hierdie fees is vervul in die jaar 32, toe die Here Jesus gekruisig is. Wanneer is hy gekruisig? Op die 14de dag van die maand Nisan. Die Jode wou dit voorkom dat Jesus gekruisig word op die dag van die Pasga, maar hulle kon dit nie voorkom nie. Ons weet ook wanneer die Here Jesus sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas. Hy is 9:00 die oggend gekruisig, die 3de uur van die dag. Hulle tel die dae se ure van 6:00 die oggend af, so die 3de uur is 9:00. 12:00 die middag het dit donker geword. 3:00 die middag, die 9de uur van die dag, het hy sy laaste asem uitgeblaas. So presies dag en datum, vriende, op die viering van die Pasga, is die Pasga vervul in die kruisdood van die vlekkelose lam van God. En Israel moes dit kon raak sien. Dis moes nie toevallig dat die lam van God presies op dieselfde dag van die Pasga gekruisig word nie. Inteendeel, nog voordat Jesus met sy amptelike bediening in Israel begin het Johannes die Doper daar by die Jordaanrivier, toe hy Jesus en sy disippels sien, toe wys hy na hom, toe sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So hier is nou 2 belangrike dinge. Daar is die ware lam van God. Daardie lammers wat in Egipte geslag is, kan nie jou sonde wegwas nie. Ook nie al die bokke en skape en beeste, offerdiere wat deur die eeue heen geslag is nie. Dit was alles net heenwysings na die finale offer van die lam van God. Die bloed van bokke en stiere kan nie sonde wegneem nie.
Dit is net heenwysings gewees. Daai offers moes vervul word in die offer van die lam van God. Daarom sê Johannes dan vir hulle eerstens, daar's die lam van God, die finale een, wat die eenmalige en finale offer gaan bring, en tweedens sê hy, nie net vir julle nie, Israel nie, vir die sonde van die hele wêreld. Daar kom die wêreldwye vervulling van hierdie 7 feeste dadelik ter sprake, by die Pasga reeds. En so word die Pasga vervul, vriende, en so word daarna ook die nagmaal ingestel, wat ons vier nagmaal, nie Pasga nie, maar dit is in die plek van die Pasga. Dit is die vervulde fees, ons dink aan die bloed van Christus wat gestort is, sy liggaam wat gebreek is, en ons doen dit tot sy gedagtenis, totdat hy kom. Dit gaan ook aan. Nie net eenmaal 'n jaar nie, so dikwels as julle dit doen. Maak nie saak hoe dikwels nie. So, dit is die vervulling van die eerste fees. Petrus het ook later periode daarop gewys. Julle is nie deur goud en silwer vrygekoop nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Paulus het ook gesê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. So vriende, die vervulling van die eerste fees staan bo alle twyfel vas. Dis die beginpunt van God se verlossingsplan vir Israel en die hele wêreld. Dit begin by die bloed van die lam wat gestort is, as 'n losprys vir die sonde van die hele wêreld, as 'n plaasvervanger. Die loon van die sonde is die dood. Almal het gesondig, daar's nie een regverdig nie, selfs nie een nie. So almal van ons het iemand nodig om as 'n plaasvervanger namens ons te sterf vir ons sonde, die doodstraf uit te dien, en hy het dit gedoen. Daarom begin die verlossingsplan en ons nuwe lewe begin by fees nommer 1, by die Pasga, by die slag van die lam, soos dit in die Nuwe Testament vervul is. Dan kom ons by die tweede ene, die 15de dag van hierdie maand is dit die fees van die ongesuurde brode van die Here. Het is interessant dat toe die Jode nou die lam geslag het, moes hulle ook die lam se vleis eet, hulle saam met bitterkruie, hulle moes ongesuurde brode eet, hulle moes vir 7 dae, hulle huise deur die eeue heen tot vandag toe nog, hulle huise reinig van alle brood wat met suurdeeg gebak is, want suurdeeg is 'n simbool van sonde. So dan moet 'n huisskoonmaak operasie wees. As jy dink aan die lam wat geslag is, en jy dink jy word met God versoen, hy sien jou oor. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Jy word vergewe, jy word oorgesien, jy word kwyt geskeld. Dan verwag die Here van jou dat jy ook na jou eie lewe sal kyk en alle suurdeeg van sonde sal uitwerk. Nou Jesus Christus is nie net sy bloed nie, maar ook sy liggaam. Hy het gesê, ek is die brood van die lewe. As iemand van hierdie brood eet, sal hy nooit honger kry nie. As iemand hierdie water drink, sal hy nooit dors kry nie. Daarom, vriende, moet ons onsself ook geestelik versterk met Jesus Christus as die brood van die lewe. Ons moet dit inneem. Dit moet in ons woon. Ons moet al die suurdeeg van sonde uit ons lewe uitwerk. En dit is nie net vir die Jode om hierdie fees te vier nie, die fees van die ongesuurde brode nie. Dis ook vir ons, want Jesus Christus is die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het. En nou het hy vir ons geword die ongesuurde brood van die lewe, die brood van God wat uit die hemel neerdaal. Nou sê Paulus in 1 Korintiërs 5, hy sê, laat ons ook fees vier, want ons paaslam is ook vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan nie fees vier met die gesuurde brode van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ons paaslam, Jesus Christus, is ook vir ons geslag. Al erken daai ander mense hom nie, al slag hulle nog gewone lammers, ons paaslam is Jesus Christus, hy is van ons geslag, nou moet ons fees vier, ons moet ons verbly in die Here, ons moet liede van bevryding sing, ons moet daarna streef om ook sondeloos te wees, al kan ons dit nie bereik nie, is dit ons ideaal. Ons moet nie sonde willens en wetens toelaat in ons lewe nie. Ons moet onsself ondersoek. Die Here het vir die Jode gesê 7 dae lank. Hulle het op hulle knieë daar deur die huise gekruip met so 'n klein olielampie of 'n kersie. En al hierdie
krummels met suurdeeg uitgevee en dit gaan verbrand by die sinagoge. Ons moet maar ons lewe ook so deursoek in die lig van die woord en alle boosheid en ondeug, alle sonde, alle suurdeeg van sonde moet uitgewerp word, vriende. Heiligmaking moet 'n wesenlike deel van die Christelike lewe wees. En dan kom ons by die derde fees. So jy sien, dis ook 'n Christusfees. Die ongesuurde brood moet verpersoonlik word. Dis 'n persoon, dis Jesus Christus. Hy is die ongesuurde brood van die lewe. En as hy in ons gestalte neem, dan moet ons ook die sonde uit ons uitwerp en ons moet heiligmaking nastreef. Terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons onsself reinig van alle besoedeling van die gees en die vlees en die heiligmaking en die vrees van God opbring. So ons moet ook daai suurdeeg van sonde uitwerp. Nie dat ja, Christus het net vir my sonde gesterf, is nou genoeg, en ek kan maar elke dag oor en oor weer sondig, maar net vanaand sê, Here vergewe my nie. Daar moet 'n tyd kom om dit klaar kry, vriende. Ek moet sê, Here, nie net vergewe nie, verlos my ook van hierdie sonde. Ek wil vandag klaar maak daarmee. Dit maak nie saak wat dit is, of dit 'n verkeerde gesindheid is, 'n verkeerde verhouding in my lewe, verslawende gewoontes, maak nie saak wat dit is nie. Daar moet 'n punt kom wat ons klaar kry hiermee. Anders gaan ons nie vorder op die reis van die bevrydes nie. Nou kom die derde fees, vers 10. As julle kom in die land wat ek julle gee en sy opbrengs oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring, sodat julle welgevallig kan wees die dag na die Sabbat met die priester beweeg. Vriende, as julle kom in die land wat ek julle gee, en ander eers in Israel, nie toe hulle uit Egipte verlos is nie, hulle het nie koring en gars geplant in die woestyn nie, toe hulle nou in Israel kom en hulle begin nou koring en gars plant, hy sê dan moet julle die eerstelingsgerf na die priester bring, sodat julle welgevallig gaan wees die dag na die Sabbat. Die 7de dag Adventiste hou nie vreeslik van hierdie teks nie, want dit is die eerste teks in die Ou Testament wat profeties verwys na 'n toekomstige tyd, wanneer iets baie belangrik sal gebeur, wanneer? Op die dag na die Sabbat. Wat is die dag na die Sabbat? Sondag, die eerste dag van die week. Onthou in die Joodse week is daar net 2 dae wat name het. Net die dag van voorbereiding, Vrydag, as hulle kos voorberei vir die Sabbat, want op die Sabbat mag hulle nie kos maak nie, en dan die Sabbat, het ook 'n naam. Daarna is dit die eerste dag van die week, die tweede, die derde, die vierde, die vyfde. Dan kom weer die dag van voorbereiding, dan kom weer die Sabbat, en dan begin ons weer by die eerste dag. So hier sê hy die dag na die Sabbat, sodat julle welgevallig gewees. Nou hoe is dit dat 'n eerstelingsgerf van die oes wat op die lande is, sal deur die priester beweeg word as 'n beweegoffergerf om julle vir God welgevallig te maak? Vriende, in die profetiese vervulling hiervan is dit wel so. Want hierdie koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het opgekom en hy het vir ons geword die eersteling van die wat uit die dood opgestaan het. Daarom gaan lees maar die groot hoofstuk oor die opstanding in 1 Korintiërs 15. As Christus nie opgestaan het nie, dan is ons geloof te vergeefs, dan is ons nog in ons sonde. Maar nou, Christus het opgestaan, hy is die eersteling van die wat ontslaap het. En daarom sal almal wat in Christus is ook opstaan, maar elkeen in sy eie orde. Eers die wat aan Christus behoort by sy koms, dan kom die einde wanneer hy alles oorwin. Daar's 'n orde van opstandings. 'n Orde. Daar's 'n eerste en 'n tweede opstanding, en dan is daar nog 'n opstanding hier aan die einde van die verdrukking ook. Wanneer die naoes van die verdrukking ingesamel is. Daar's 'n opstanding tydens die wegraping. Elkeen in sy eie orde. Maar die eersteling is Christus. Nou wat sê hy hierso? Die dag na die Sabbat, wanneer hierdie offer gebring is, dan word die volk vir God welgevallig gemaak. So die opstanding van die Messias, sy oorwinning oor die dood en oor die sonde, dit maak Israel of enige gelowige op aarde welgevallig vir God. Dis in die vervulling van hierdie fees dat hierdie belangrike stellings bewaarheid word. Daarom
moet ek nie net aan Christus se dood gelykvormig geword nie, maar ook in sy opstanding. As ek saam met hom sterwe, sal ek ook saam met hom lewe. En ek moet ook saam met hom in 'n nuwe lewe wandel. En as hy opgestaan het, sal ek ook opstaan. Hierdie sterflike liggaam van my sterf, dan sien ek uit na die opstanding van die regverdiges, die eerste opstanding. Die tweede opstanding vir die ongelowiges is eers na die 1000-jarige vrederyk. Vir hulle is dit 'n opstanding tot veroordeling. Vir ons is dit 'n opstanding tot lewe, tot die ewige lewe. Met 'n ewige onverganklike liggaam sal ons opstaan as die Here kom. Nou is dit interessant dat die dag na die Sabbat, nou daardie jaar toe Jesus gekruisig is, was hy op die Vrydag gekruisig. Nou soos ek vir u gesê het, die Vrydag is die dag van voorbereiding. Baie mense het nou allerlei argumente hoekom hulle dink Jesus moes 72 uur in die graf gebly het. Die Jode het inklusiewe tydsberekening 'n dag of net 'n gedeelte van 'n dag word as 'n hele dag gereken. Selfs net 'n uur van een dag word beskryf as 'n dag en 'n nag. 'n Dag en 'n nag is 'n hele dag of net 'n gedeelte daarvan is ook 'n dag en 'n nag. So hy was 'n gedeelte van Vrydag, net 'n gedeelte daarvan in die graf. Saterdag die heel dag en Sondag vroeg die oggend het hy opgestaan. Kyk, ons lees hierso aan die einde van Lukas waar hy praat oor Christus se opstanding. Sê hy Jesus Christus, en dit was die dag van voorbereiding, met ander woorde Vrydag, en die Sabbat wou aanbreek. Hulle sê daar en Christus se liggaam is afgehaal en in linne toegedraai en neergelê in 'n graf wat uit 'n rots gekap was waar nog nooit iemand gelê het nie. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. Op die Sabbat mag niemand begrawe word nie. So hy is daai Vrydagmiddag 3 uur dood, voor 6 uur die aand toe die Sabbat begin het, is hy begrawe. Die hele Sabbat was hy in die graf gewees, tot Saterdag aand 6 uur was die Sabbat en daarna nog 'n klompie ure van die eerste dag van die week was hy in die graf gewees. Toe staan hy op die dag na die Sabbat. Vroeg die oggend staan daar. En dit snaaks dat hierdie is opvallend dat hierdie fees van die beweegoffer van die eersteling sterf is ook vroeg op die dag na die Sabbat deur die priesters gebring. En Jesus het ook vroeg op die oggend van die eerste dag opgestaan. So hy is die eersteling wat ontslaap het uit die dood. Daai fees is in hom finaal vervul. Nou, as ons nou teruggaan, vriende, dan sien ons, nou kom ons by 'n vierde fees, wat ook vervul is. Hierdie fees is ook in Jesus Christus vervul. Hy sê vers 15, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke moet dit wees tot die dag na die 7de Sabbat, moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. Hier is nou 'n interessante ding. Van die dag na die Sabbat, as die beweegoffer gebring is, met ander woorde van 'n Sondag, 7 volle weke tot die dag na die 7de Sabbat. Dan moet daar 'n nuwe offer bring. Dit is die fees van die eerste vrugte ook. Moet daar 'n nuwe spysoffer aan die Here gebring word. Nou, hy sê moet julle 50 dae tel. Nou hier's nou weer 'n bewys van inklusiewe tydsberekening. Van 'n Sondag toe Jesus opgestaan het tot 'n Sondag 7 weke later is tog 49 dae. Maar hy sê moet julle tel 50 dae. Want jy tel al twee, die eerste en die laaste Sondag as volle dae en dan die 49 dae tussenin. So dis 8 Sondae met die 7 weke tussenin. Dis 50. En dis waar die woord Pinkster vandaan kom. Pinksterfees beteken die fees van die 50ste dag. Weet jy watter fees vier die Jode vandag, vriende, op die Pinksterdag? Op die 50ste dag na die fees van die eerstelingsgerf, vier hulle die fees van die Torah, die wet. Hulle sê op die 50ste dag na
hulle uit Egipte getrek het hulle by Sinaai aangekom waar hulle die wet gekry het. Nou omdat die Jode vandag nog nie vir Jesus as Messias erken nie, is hierdie nie vir hulle Messiaanse feeste nie, bly hulle nog by die Ou Testamentiese skaduwees. Hulle is nog by die skaduwee van die wet ook. Hulle is nog nie by die genade van die Messias, by die nuwe bedeling, wanneer ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade. Hulle is nog onder die wet. En daarom, as jy lees in Handelinge 2, dat hulle almal vir die Pinksterfees in Jerusalem by mekaar was, is dit die ortodokse Pinksterfees waarvan hy praat. Uit 15 verskillende lande was hulle daar by mekaar. En op daai dag, ook in die oggend, die dag na die 7de Sabbat, weer op 'n Sondag. Kyk hoe die Here absoluut die klem verskuif van Saterdag na Sondag. Voor sy kruisiging was baie van die byeenkomste en sy redes in die tempel ook op Saterdag, baie van sy genesings ook, maar van die opstanding af op Sondag. Sy eerste ontmoeting met die disippels op daai Sondag aand, 'n week later weer op 'n Sondag, 7 weke later Pinkster, Heilige Gees se uitstorting weer op 'n Sondag. Nou op daai Sondag, 7 weke later, toe hierdie mense uit 15 verskillende lande daar by mekaar is, staan die disippels op en hulle verkondig die evangelie in 15 verskillende tale en dialekte. Nie in 'n brabbeltaal nie, vriende, in bekende tale, glossa en dialektos, taal of dialek. Hulle het in al die tale en dialekte van die besoekers aan Jerusalem gepraat, sodat elkeen van hulle die woord van die Here in sy eie taal gehoor het en verstaan het. Weereens 'n aanduiding dat die vervulling van hierdie feeste in die Messias 'n wêreldwye toepassing het. Dis vir alle volke en tale en stamme en nasies. Dit was een van die redes waarom mense in verskillende tale gepraat het. Daardie spesiale gawe het ook net daar in die eerste eeu gegeld, vriende. Daai stelling is lankal klaar gemaak. Dat die evangelie is nie net in Hebreëus vir die Jode nie, dis in al hierdie ander tale vir al hierdie mense wat kom en dan ook nog verder. En nadat hierdie stelling gemaak is, nadat die oorgang gemaak is van Israel na die nasies, het hierdie gawe al hoe minder voorgekom en uiteindelik opgehou. Maar as mense wat dit nou kunsmatig voortsit en dan 'n ander snaakse soort taal praat wat nie 'n bekende taal of dialek is nie, dis onbybels. Absoluut. Dis ook nie deel van die Here se belofte nie. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hy sê nie, die gebou sal skud waar julle is nie. Hy sê nie, daar gaan tonge van vuur oor julle neerdaal nie. Hy sê ook nie, julle gaan in ander tale praat nie. Sy belofte is net, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. So ons moet dit reg verstaan, vriende, waarom die evangelie in verskillende tale vertaal is en verkondig is. Dit moes so wees. En ek is bly dit was so. Maar dit is nie vandag so nie. As ek vandag die evangelie aan die Herero sal verkondig, dan moet ek Herero leer. Ek gaan nie 'n bonatuurlike gawe kry om te kan praat nie. Maar dit moet nog steeds aan alle volke, tale en stamme en nasies verkondig word. Maar die stelling dat dit moet gedoen word, is lankal gedoen in die eerste eeu. Die evangelie is oopgegooi vir almal. Nou, vriende, is dit nie vir u verbasend nie, dat toe hierdie Pinksterfees gevier is, op daai Sondagoggend, toe staan die disippels op, en die Heilige Gees word oor hulle uitgestort. Hoe weet ons dit is 50 dae, die fees van die 50ste dag? Vandat Jesus opgestaan het, daai Sondag, sê Lukas, het hy vir 40 dae met sy disippels gewandel. Tot op 'n donderdag, toe hy opgevaar het hemel toe. Toe sê hy vir die disippels, bly nou in Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hoe lank het hulle gewag op die Here in die bovertrek? 10 dae. Dis hoekom dan vandag nog in baie kerke vir 10 dae lank Pinksterdienste gehou word. 10 dae, van die donderdag tot die volgende week Sondag. En daai Sondagoggend, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe is dit die fees van die 50ste dag. Toe word hy vervul. Toe is al die Jode daar by mekaar. Toe kan hulle die getuienis hoor van Jesus Christus is Messias. En Petrus staan op en hy sê, hy verkondig die evangelie. En die Jode kom onder sondeoortuiging. En hy sê, broeders, wat moet ons doen?
Petrus sê, bekeer julle en laat julle doop, en die gawe van die Heilige Gees oor julle uitgestort word. Dit is dis presies 50 dae gewees na Christus se opstanding. Daarom sit ons nou hier met 4 feeste, wat dag en datum en selfs dieselfde tyd van die dag vervul is. Nou is die 4 feeste verby, en nou het Christus alles gedoen wat nodig was, nie net om sy disippels te red nie, maar ook met die Heilige Gees te vervul en hulle te bekwam en in staat te stel om uit te gaan in die wêreld te evangeliseer. En nou is daar 'n breek van 4 maande in Israel se jaarlikse feesprogram. Ons kry ook verwysings hierna. Jesus sê vir sy disippels, sê julle nie dis nog 4 maande en dan kom die oes nie. Slaan julle oë op en kyk dat die lande is wit vir die oes. Gaan werk nou. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Toe moes Israel vir 4 maande gaan werk. Hulle moes die oes insamel, die gas, die koring, al die verskillende vrugte en so aan. En op die eerste dag van die 7de maand, die maand Tisri, wat eintlik die eerste maand in hulle sekulêre kalender is, die Rosh Hashanah, dan kom die laaste 3 feeste vinnig na mekaar. En dis daai 3 feeste wat ons nou na kyk, vir vervulling. Die fees van Bassyne, die groot versoendag en die loofhuttefees. Dis die 3 wat nou voorlê. Nou vriende, sê vir my, hoe weet ons is of ons naby aan die einde van die kerkbedeling is of nie? Is dit sommer ons eie afleidings wat ons maak, of is daar tekens van die tye wat aan ons gegee is? Ons moet toch nou weet, die Here het nou gesê, ons moet 'n oes gaan insamel, dus soos dit in Israel oestyd elke jaar is dit ook oestyd in die hele wêreld. Die disippels moet na elke volk en taal en stam en nasie uitgaan en 'n oes vir die koninkryk van die Here insamel. Maar daar kom 'n tyd wat hierdie bedeling verbygaan. Dan moet daai oes vergader word in die hemelse skure. Die Here het vir ons sekere tekens van die tye in die Nuwe Testament gegee. Daarom weet ons as Christene dat die vervulling van hierdie laaste 3 feeste op hande is. Absoluut op hande, binnekort. Niemand kan 'n dag of 'n datum bepaal nie, maar as ons kyk na die geestelike, na die tekens van die tye, vriende, dan is daar geen twyfel nie. En ek wil vir u sê, daar was tekens van die Here Jesus se eerste koms ook. Daar was die 70 jaarweke van Daniël, daar was verskillende dinge, sy geboorte in Bethlehem, daar's verskillende tekens gegee wat gedui het op die Messias se eerste koms. En toe die Jode dit nie raak sien nie, het hulle ook nie die Messias raak gesien nie, en hulle het hom nie aangeneem nie, die meeste van hulle. En nou waarsku die Here hulle, maar hy waarsku ook vir ons. Hy sê vir hulle, Here ken die tekens van die aarde en die lig, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan onderskei nie? As julle die westewind sien waai, dan sê julle dit gaan warm wees of dit gaan reën, want die westewind van die Middellandse See af. As die suidewind waai van die woestyn of dit gaan warm wees, dan is dit warm. Maar hoe is dit dat julle hierdie tekens van die tye nie kan raak sien nie? Dieselfde geld vir ons vriende, daar's tekens wat die Here wil hê wat ons nou moet kyk. En daarom, as ons na hierdie tekens kyk, Leon het ook net kortliks daarna verwys. Party tekens vind nou al baie lank plaas, maar jy moet kyk, hulle neem in intensiteit toe. Geweldig. Hulle wys ons beweeg nou na 'n punt toe, 'n kritieke punt. Ek wil net vir julle 'n klompie van daai tekens noem, dan kan jy vir jouself besluit. Is hierdie laaste 3 feeste se vervulling op hande of nie? Eerstens is daar kosmiese tekens. Dit is wat jy daar buite in die lug sien. Ons lees in Lukas 21 vers 25. Daar sal tekens wees aan die son, maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, terwyl see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskit word. Daar gaan sekere tekens wees, die kosmiese tekens in son, maan en sterre, en selfs die hemelliggame wat op die aarde val, meteoriete, asteroïdes, soos nou weer in Rusland.
Hierdie dinge gaan toeneem. Bloedmane, sonsverduisterings, verskillende tekens, groot uitbarstings op die son, wat na groot hittegolwe en kosmiese versteurings lei, wat selfs rekenaar en radio netwerke en kan beïnvloed. Tweedens is daar natuurrampe. Behalwe dit daarby buite in die sterrehemel, is daar in die natuur, soos tsunamies, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting. Kyk na daai groot tsunami van 26 Desember 2004, so 230.000 mense dood is. Was daar nog 2 groot tsunamies, een in Japan, waarin ook baie mense dood is en groot skades veroorsaak is, aardbewings, ekstreme klimaatsomstandighede. Dit is alles in die natuur, en ook hongersnode en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan, vriende, geestelike verval. Jy weet, dit omdat ek nou meer met geestelike dinge betrokke is, kyk ek nou nie soveel, jy weet, na tekens aan die son, maan en sterre en al die aardbewings en so aan. Ek hoor dit maar oor die nuus, mense hoor dit, hou dit in jou agterkop. Maar vriende, wat baie meer van wesenlike belang is dat daar 'n geestelike denkklimaat en ingesteldheid in die wêreld geskep word vir die openbaring van die Antichrist. En om dit te kan doen, moet die beeld van die ware Jesus afgebreek word. En dit is wat nou gebeur. Mense word van Jesus Christus afvallig gemaak. En as ek na die profetiese woord kyk, dan sien ek dit gaan deur 3 stadiums. Die Here Jesus sê, as die ongeregtigheid vermeerder word, hy praat nou oor die eindtyd, sal die liefde van die meeste verkoel. So eers verkoel jou liefde vir die Here Jesus. Daar kom so 'n bietjie afstand, daar's nie meer daai toewyding, daai passie nie. Daar's nie meer daai absolute liefde en jy soek nie meer sy aangesig nie, jy weet, daar kom 'n bietjie verwydering tussen julle. Jy verkoel net. As 'n tweede stap, as jy aanhou verkoel, dan kom daar 'n punt waar jy hom kan verlaat. Die Heilige Gees self sê dat aan die eindtyd, in die laaste dae, sommige van die geloof, dis nou geloof in Jesus Christus, afvallig sal raak en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Die Engels sê dit nog duideliker. They will depart from the faith. Hulle sal vertrek van die geloof, hulle sal dit verlaat. Hulle sal wegbeweeg daarvan. Hulle sal agnosties raak, ongelowig. Hulle sal naderhand niks glo meer wat in die Bybel staan nie. Wanneer dit gebeur, dan die heel eerste ding is, dan bevraagteken hulle wat in die Bybel staan. Sê, dit is nie meer die geïnspireerde woord van God nie. Ons glo nie in die maagdelike geboorte van Jesus nie. Ons glo nie meer noodwendig in sy opstanding uit die dode nie, en in al daai goed nie. Ook nie in die groot verdrukking nie, ook nie in die wegraping nie, in amper niks nie. So die tweede stadium is 'n verlaat, 'n wegbeweeg na agnostisisme toe, na ongeloof. En dan, vriende, 'n derde stadium. En dit is waar die wêreld nou ingaan. Ek praat van die Christenwêreld. Laster. Eers verkoel ek teenoor die Here Jesus, dan verlaat ek hom, en dan derdens, as ek nog verder op hierdie pad gaan, dan belaster ek hom. Weet die mense wat die Here Jesus verlaat, dink u hulle kan hom uitlos? Hulle kan nie, vriende. Miskien weet hulle diep in hulle hart hulle is verkeerd. Dan begin hulle om hom te belaster. Gaan kyk maar op die internet, wat sê die aanhangers van die historiese Jesus. Gaan kyk wat sê die aanhangers van die nuwe hervorming. Maar nou wil ek vir u sê, gaan kyk selfs wat sê teoloë in gereformeerde, ek sê nie almal van hulle nie, teoloë in gereformeerde kweekskole in Pretoria, in Stellenbosch, in Kaapstad, wat openlik vir Jesus belaster. Hulle is nou in die belasteringsfase. Een van die teoloë in een van die 3 susterskerke het in 2001 al 'n boek geskryf, Fatherless in Galilee.
waarin hy sê dat Jesus 'n buite-egtelike kind is, wat in 'n enkelouer gesin groot geword het, en omdat hy nie 'n pa het nie, het hy gefantaseer oor 'n hemelse Vader. So maar net fantasie gehad, daar bestaan nie so iets dat hy regtig 'n Vader in die hemel het nie. En van 2001 af het hulle dit konferensie na konferensie, kerkraadsvergadering na kerkraadsvergadering in die betrokke kerk waarin daai teoloog behoort, Andries van Aarde, het hulle gehou tot hulle nou naderhand gesê het, nou kan ons nie verder nie. En op 9 Maart 2012, dis nou verlede jaar, het hulle 'n persverklaring uitgereik en ook 'n webtuiste oopgemaak, www.steedshervormers.co.za, waarin hulle toe begin het, waarin gemeentes of gedeeltes van gemeentes bedank het uit die kerk. Soms die hele gemeente met predikant en al, soms net 'n groep van die gemeentelede. Maar op die besondere persverklaring het hulle self, hierdie mense wat aan daardie kerk behoort, Andries van Aarde se boek opgesom en gesê waarom verwerp hulle die boek en waarom stap hulle uit daai kerk uit. En ek haal vir u aan, en dit is op die internet. Daar was geen maagdelike geboorte nie, Jesus het nie werklik opgestaan nie, Jesus is nie deel van die drie-enige Godheid nie, en was net 'n gewone mens. Jesus het nie gesterf vir ons sonde nie, Jesus het nie opgevaar na die hemel nie, Jesus se wonderwerke is bloot net metafore en het nie werklik gebeur nie, Jesus het bloot gegryp na God as 'n vaderfiguur, omdat hy na bewering nie 'n vader gehad het nie. Die belangrikheid van Jesus moet heroorweeg word in die lig van die huidige postmoderne, sekulêre wêreld en intergeloofsdebatte. Jesus was 'n nobody amongst nobodies. Hy was van geen betekenis nie. Hy was 'n blote buite-egtelike kind en sy goddelike aard is eers later met die behulp van ondersteuning van mitologiese figure uit ander kulture opgebou. Einde van aanhaling. En dis nou 'n persverklaring wat nou weer jaar uitgereik is. En dan moet jy net weet, daar sit in Suid-Afrika duisende mense amper herderloos, kerkloos, weet nie meer watter kant toe nie. En daarom sê ek vir die vriende, dis vir my een van die grootste tekens, hierdie afvalligheid van die ware Jesus, en daai mense wat dan afvallig raak van hom, die word noodwendig wegbreiders vir die antichrist, vir 'n ander Jesus. Paulus het al vir die Korintiërs gesê, hy sê dat hulle net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, so sal julle sinne bedorwe raak, vervreemd van die opregtheid van Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, laat julle dit goed geval. Julle raak vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Julle hardloop agter 'n ander Jesus aan. Dis wat die Here Jesus vir die Jode ook gesê het. Ek kom in die naam van my Vader, julle neem my nie aan nie. As 'n ander een kom, hom sê julle aanneem. Die ander een is die antichrist. So jy sien vriende, hier is nou hierdie afvalligheid van die ware Jesus. En dan is daar hierdie pad wat gaan lei noodwendig na die antichrist. Hierdie Christus van alle gelowe, hierdie ene wat vir almal aanvaarbaar is en wat namens almal gaan kom. Nou moet jy maar self besluit. Het jy al afgekoel teenoor die Here Jesus? En as jy afgekoel het, jy hom dalk al begin verlaat, die rug op hom gedraai. En let nou op na mense wat dit doen, dan gaan hulle daartoe oor om hom te laster. Dit gaan die antichrist doen. 'n mond is aan hom gegee wat wonderbaarlike dinge spreek, godslasterlike dinge spreek, en hy sal dit 42 maande lank doen. Godslastering. Dankie dat ons uit die tekens van die tye kan sien, die koms is naby. Help ons Here om in hierdie tyd nie te slaap soos die 10 maagde nie. Help ons Here om nie geestelik marginaal te lewe soos die dwaase maagde wat te min olie het nie. Help ons om nie 'n lae profiel te hou nie. Help ons om nie te verkoel in ons liefde teenoor U nie, maar help ons om vas te staan in die waarheid, Here, en kragtig te stry by die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Vra dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen.